caught in the streams of life, the pain and the sorrow. In ons saamloop het ons deur 'n paar goed gedoen en verlede keer was dit nou nie so aangenaam nie, maar ons is by die boek. Nou die heel eerste ding wat jy vir jouself kan sê is maar, jy kan nie boek skryf nie, jy is nie 'n teoloog nie. Ek verstaan. Ek kan vir jou vertel dat ek die boek gekry is nogal 'n absolute fenominale storie. En onthou, ek is nie vreeslik, ek meen, ek kan glad nie skryf nie. Maar ek het die boek geskryf en ek het hom afgehandel. En daar was 'n tweede deel wat professor Gous bygebring het. En die eerste keer wat ek toe blootstelling gekry het aan hierdie verbondsgesprek en die ding was by Radio Kansel. Die interessantheid is, Radio Kansel noem my uit, want dit was 'n vreemde ding in daai dae dat jy 'n regslede gehad het wat die Here geken het. Dit is redelik skraal. Ja, ek het ook goed ook al is nie die Bybel nie, totdat ek eendag raak gelees het dat Silas 'n advokaat was. So, okay, weet jy wat, ons kwalifiseer ook. En toe is ons by Radio Kansel. Amanda sit en sy verwag 'n gesprek met 'n ou wat gaan vertel hoe het hy nou tot bekering gekom. Die boodskap wat by my uitkom is, hulle wil hoor hoe lyk die verbond. Gewoonlik is daardie opname so 40 minute en dan is dit klaar, dan redigeer hulle hom ensovoorts. Luister, ons het 3,5 uur daar gesit. En dit het die ateljee aangegryp om te luister na wat is die inhoud van die boek. Een ou wat 'n kontroleerder was, het toe besluit, hulle gaan nie hierdie ding redigeer nie, want hy gaan nooit by Nikkie verbykom nie. En toe sit hulle hom op die lug. Weet jy wat, die telefoon was vir 3 dae geblok, soos die mense gebel het, om dit te kry. En die bestuurende direkteur van Radio Kansel het onmiddellik alles laat vernietig. Want ek het nie gepraat wat die klub sê nie. Ek het nie dit gesels. Maar in die proses wou niemand eintlik die boek gevat het om te bemark nie. Ons was by Koem, hulle wou hom nie vat nie. Ons was by Struik, hulle wou hom nie vat nie. Daar was een van Lewende Lig, maar nie van die besluit, weet jy wat, ek hoef niks te bewys, die van die boek gooi my raak. Die mense het so begin praat en begin vra en uitvra ensovoorts. En een van die hoogtepunte was die gemeente, die Ermelo gemeente. En ek weet ons is nou besig om hierdie skeletons hier uit te grawe, maar weet jy wat? Ek skrik niks. En wat gebeur? Die NGO, die gemeente, Ermelo Oos, predikant, kry die boek, hy besluit, hy roep 'n ringsvergadering van 21 predikante. En hulle krit die boek. Hulle vind dat die boek 100% skrifgetrou is. Maar hulle kan nie verstaan hoe die boek skrifgetrou kan wees nie, want die een ou se naam, hulle ken vir Tom Gous goed, want hy het ook teologie in 'n mate geswat, want hy het 'n doktorsgraad gehad, hy was die rektor van die Universiteit van Noordwes, so gelukkig was hy daar, so hulle moes geweet dat hierdie ou het 'n brein, so hy weet seker waarvan hy skryf. Maar die ander ou ken ons nie. Wie is Krause Venter? Waar preek hy? Waar is hy? Regtig? Ek sal nie vir stories vertel nie. Omdat die NG gemeente Ermelo Oos 'n bevinding gemaak het waar 20 uit die 21 predikante dit goedgekeur het, stel hulle 'n mosie van wantroue aan deur na die moderateur toe. Dit het nooit voor die moderateur gedien nie, en die predikant is toe gevra, wel ek weet nie of hy bedank het of hy geskort is, hulle het hom nie verbrand nie, maar hy is weg. Ek weet hy sit nou ergens in die Kaap. Maar verstaan jy moet net nie die klub aanraak nie. My dogter was op Potch, sy het daar gestudeer. Eerste jaar het ek gesê, kry nie kar nie, jy moet sorg dat jy geleenthede kry van Potch af.
So 'n vrou hier by Donderdag en begin sy nou 'n geleentheid soek en dan kry sy 'n geleentheid en dan ry sy 'n Vrydag deur en die Vrydag toe kom sy by die geleentheid, die ouetjie wat daar opgelaai het, toe lê die boek op die sitplek. En sy klim in en hy gryp die boek en hy vat die boek en hy druk hom so in die deure. Sy sê in die boek, nee sê hy was by dominee gewees want hy voel hy moet hom nou laat doop. Hy is in die gereformeerde kerk. Hy moet hom nou laat doop, hy moet die boek. Hy moet net die boek lees. Toe die predikant vir hom die boek gegee en vir hom gesê, hy moet net stil bly. Hy moet nie vertel waar hy dit gekry. Maar dit is die waarheid. So kan ek vir jou voorbeeld na voorbeeld noem. So kan ek vir jou een noem van Janie Malan, die oud moderator van die NG Kerk. Hy het ook die boek gekry. Toe kon hy nie verstaan wie is hierdie teoloog nie. Toe my gesoek, toe kry hy my. Want hy wil weet, waar het ek gestudeer? Waar het ek teologie gestudeer? Sê vir my, ek het nie teologie gestudeer nie. Toe sê vir my, die boek het hy na gekyk en dis die beste verduideliking wat hy gekry het rondom hierdie hele situasie oor die doop. Hy het inderdaad 3 ander boeke gekoop vir sy seuns. Hy is gelukkig nou dood. So hy hoef nie hierdie smart te aanskou nie. Lees die boek. Kry die boek. Doen moeite. So wat ek vir julle wil vertel van die boek en die basis van die boek is, weet julle wat? Ek gaan net 'n opsomming gee want ek gaan nie die hele boek hanteer nie. Ek kan nie al daai lering hanteer nie. Ek gaan dit nie doen nie, maar ek wil net hê as jy die boek so in jou hand vashou, weet net waaroor gaan dit. Dit gaan nie oor om vir jou 'n beter mens te maak nie. Dit gaan nie oor om vir jou 'n klomp reëls te gee waarvolgens jy moet leef nie. Glad nie. Glad nie. Dis nie daar om jou nou onder veroordeling te bring nie. Daai boek is daar geskryf om vir jou te wys. Daar's 'n God wat smag na 'n verhouding met jou. En die interne basis van daai verhouding is verbond. Nou vir baie mense is dit vreemd. Nou ek verstaan dit. 'n Verbond is hier die goddelike kontrak wat ons met God sluit. En ons moet daardie behoefte verstaan. Want wanneer jy verstaan dat daar hierdie behoefte is, met ander woorde, God smag daarna om sy liefde oor jou uit te stort en met jou in 'n liefdesverhouding te loop. Punt. Daarom stuur hy sy seun om in 'n kruis te hang. Sodat uit daardie kruisdood die verbondsaspek na vore kan kom, sodat jy in verbond kan tree met God. Ja, ek weet ons jaag aan en ons gaan te kere. God loop nie weg van die mense af nie. Kom ek vertel jou nou, hy bly by jou. As hy by my gebly het, toe ek nog in my vroeë jare so te kere gegaan het, kan hy my enig nog bly. Hy bly nie nog. Weet julle wat ek het so duidelik gesien, ek het al 1 of 2 keer hieroor gepraat, maar wat het vir my so aangrypend was, ek het hierdie geweldige fascinering gehad om te luister na hierdie na-doodse belewenis, near-death experience. Het jy nou daarna geluister? Mense sê, ag, dis snert. Wow, stop. Voor jy nou alweer 'n ding sê wat jy nie verstaan nie. Weet julle wat? Elke ou wat daar uitkom, en elkeen van hulle wat Jesus sien, van die moslim, deur na die Mohammedaan, jy kan hulle noem net wat jy wil, praat van een enkele ding wat my vasgegryp het, is die enorme liefde wat hulle omvou. En omdat ons dit verstaan, en omdat ons dit gaan sien, God se liefde is altyd daar, maar as gevolg van ons ongekruisigde hart, waarvan praat jy nou? Al die goed wat ons toelaat in ons lewens, wat nie uit God gebore is nie, vorm 'n verharding van jou hart. En daarom kan die Heilige Gees jou nie bedien nie. Daarom kan ons God se liefde nie ervaar nie. En eintlik gee ons om die skuld van alles waaroor dit gaan. Kom, lees die boek. Maar lees hom in die regte hart. Hoe kan ek God se hartstog vervul? Hoe kan ek sy hartstog vervul? En wat is dit wat hy van my verlang? Weet jy wat? Hy verlang daarna dat jy jou lewe neerlê en hom
toelaat om jou lief te hê. Hoe klink dit vir jou? En weet jy wat bring hom vreugde? Die boek wat hy oor jou lewe geskryf het, uit te leef. En hoe doen jy dit? Wat maak jy? Jy gee hom tyd. Nee, ek gee God tyd, dis nou tussen die breakfast en wanneer ek in my kar klim op pad, luister, grow up, man. Ek gee hom tyd, ek staan op voor die son uitkom. Ja, maar jy verstaan nie, my vrou hoor nie dit nie, my vrou, luister die man van God. Jy is die een wat staan in die huis wat die voorbeeld moet gee. Ons probeer die hele tyd vir ons kinders indikasies gee. Moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie so maak. Al wat ek vir my kinders gesê het is, doen wat ek doen en ek's happy. So, as jy by die Here voor die son uitkom, nee pa, weet jy pa, my die kinders van my sê altyd, pa, oordeel, dit is nie so nie. Wie is my voorbeeld? David. So, is jy daar? Spandeer tyd met God. Jy gaan hom nie ontmoet deur 'n ervaring nie. Jy moet hom leer ken. Dit gaan oor om God te ken. En om God te ken, dan sê die mense vir my, wat moet ek doen? Gee hom tyd. Begin jou dag met hom. En loop in gehoorsaamheid. Onderwerp jou aan God. Hoekom moet jy hom tyd gee? Want jy moet weet wie is hy. En nou praat ek in die mond van Riekertyd. Man, ek wil jou vertel, wat waarom? As jy nie met my saamstem nie, bel hom. Want waaroor gaan het? Want jy al vir jou die saak uitgemaak wie is Jesus? Want jy al bietjie gaan stil sit. Vat die white horse en skuif hom bietjie weg en vat die pyp en gooi hom in die asblik en vra vir jouself, wie is Jesus? Wat maak ek met Jesus? Jy kan praat en maak net wat jy wil. Sê vir my, wie is hy? Is Jesus wie hy sê hy is? En as hy is wat hy sê hy is, wat maak jy met hom? Sien? Daarom is die verbondsluiting volgens my die kern. Gee hom tyd. Werp jou gehoorsaamheid. Onderwerp jou gehoorsaamheid aan hom. En sterf. En as 'n saad in die grond nie val nie, gaan hy nie vrug dra. En dit kom ek na julle toe en ek sê vir julle, weet julle wat? Die maklikste manier hoe ek het vir my tuis gemaak het en die mense dan vir jou soos verskriklik ingewikkeld. Jy maak het so moeilik. Ja, maar nie hulle luister nie. Kom net by die Here uit. Ek so tuig, daar's nie 'n metodiek nie. Dit kan ek jou sê. Daar's nie 'n metodiek nie. Alwaaroor dit gaan is, luister nie, ken jy Jesus? Ja, ek ken hom, ek het, want ek het 'n gebed gebid daarvoor. Luister, ken jy Jesus? Ek sien helemaal so seker werk dit nie. Ken jy hom? Is hy alles vir jou? Nee, hy is alles vir my, maar jy moet onthou my plaasie. Verstaan. Kom ons kyk na hierdie raamwerk van hierdie boek. Nou onthou die boek het ons nou gekyk en ons is net besig met 'n raamwerk daaroor. En jy moet 'n bietjie gaan kyk. So ons kom in die sondeval uit, alles het mekaar uitgeval. Die mense het in sy eie poging. God die Vader kom en hy besluit om op die verbondsgedagte, die verhouding met die mens te herstel. En wat gaan doen hy? Hy gaan haal vir Abraham. Nou is dit 'n bietjie anders, 'n bietjie vrye vertaling in die skrif. Weet jy wat, as ek vir jou storie vertel, gaan jy makliker onthou. As jy die boek doen en jy vat die boek en die skrifgedeeltes daar en jy lees en dan sê jy sien, kom presies daarvoor. Die probleem was net, Abraham was nie 'n Jood nie. Hallo? So al hierdie ouetjies wat vir my vertel, jy moet nou eintlik al die Joodse goed hou. Uit watter kaartel het jy geval, broer? Stop vir 'n oomblik. Ek is ingelyf in Abraham se verbond. Gaan vanmôre hoor. Hy gaan haal vir Abraham, hy's 'n Galdeer. Wat 'n Galdeer? Hy bly in Babylon. Hallo?
Nou vat hy hom van Babylon af, en hy trek hom daar oor die woestyn tot Nebron. En wat het toe gebeur met hom? Wat sê hy vir Abraham? Kom uit jou familie uit. Holy moly. Nou weet ek. Sit vir 'n oomblik en dink. Kom met jou familie uit, los almal daar. Hy het hom 'n klomp beloftes gemaak. Hy het gesê, ek gaan jou seën, ek gaan dit doen, ek gaan so maar. Nou, hy is besig met 'n verbond met Abraham. Nou as jy praat oor die verbond, nou kom ek daarna toe en ek sê vir myself, nou waarom praat hy met Abraham op hierdie snaakse manier? Ek meen, hoe werk dit? Ek meen, hoe kry jy dit? Hoe pas dit in mekaar in? Ek verstaan nie al hierdie goed nie. Onthou, in daardie jare, in die Abramitiese tyd, dit klink as teoloog, in die Abramitiese tyd, verstaan nie, wat het hulle gedoen? Hulle het verbonde met mekaar gesluit. Met ander woorde, die hoofde van twee families het teenoor mekaar gestaan. Gewoonlik was dit die pa en die patriarg van die gesin, en dan het hy met die ander gesin 'n verbond gesluit, en die twee gesinne het in 'n verbond toegetree met mekaar. En dit is verskriklik interessant om te sien hoe hulle kleed uitgewissel, hoe hulle belde uitgewissel het. En dan het hulle gegaan, hulle diere gesny, in helfte gekleef, tussen die diere deur beweeg. Fantastic. En die mense wat daar verby loop kyk en dan sê, maar daar sê, ek gaan dit vir julle mooi verduidelik, maar ek wil eers sê julle moet dit sien. In die Bybel doen hy dit met Abraham. En daar was die vuurwind en die fakkel en daai tussen die diere deur beweeg en 'n verbond het daar ontstaan. Een was God die Vader en een was Jesus. Maar nou nie dat jy daar oor 'n teologiese toets sê nie, punt bly staan, laat 'n verbond daar plaasgevind. Presies op dieselfde basis as wat gebeur het op Golgotha. Wat het hy van Abraham gevra? Wandel voor my. Sal, gaan kyk. Ek sien jou seun, ek sal dit doen, ek sal dit doen. Wandel net voor my. Wat is die terme van die nuwe verbond? Weet jy wat? Wandel voor my. Wat is die sondebedeling in die nuwe verbond? Wanneer iemand dit doen en dit is nie so nie. Gaan kyk na die Bybel. Wandel geloof. OK, ek glo, maar ons het nou al geloof so afgewater, maar hoor net mooi. Nou kom die Amplified en verduidelik het so mooi in Romeine 14. Enige iets wat jy doen sonder die goedkeuring van God in die nuwe verbond beteken sonde. Punt. Jippou, lekker. Nou wandel ek voor hom. Is julle by my? En dis die toets van gehoorsaamheid. OK. Wat gebeur nou? Nou kom God en hy lyf Israel in. Let op, daar is 'n verbond nou tussen God en Abraham. Hy stel die besnydenis in. Die kinders van Abraham is nie outomaties deel van hierdie verbond nie. OK? Hy is nie. Hulle is almal besny, want die besnydenis van die klein Joodse seentjie lyf hom in daardie verbond. Ek wil dit weer sê. Die kinders van Abraham was nie outomaties in die verbond nie. Hulle moes besny word om toe te tree tot die verbond. En dis net daar wat ons 'n wind gesluk het. Want nou maak ons die besprenkeling 'n besnydenis. En dit staan glad nie in die Bybel nie. Glad nie, hoegenaamd nie. Dis waarom hulle net voor hulle in die beloofde land ingegaan het, toe moes almal weer besny gewees het. En of jy nou 40 is, en of jy wat ook, jy moet daar, die wat nie besny is, die moes besny geword het. Maar onthou nou, hulle is besny, hulle tree toe tot die Abramitiese verbond, maar die terme bly dieselfde. Wandel voor my, dan sal julle opreg wees. Wandel voor my, dan sal julle geregtigheid hê. En ek gaan vir jou wys in Romeine 8, presies op dieselfde basis in die Nuwe Testament. Wat gebeur? Waar val ouma van die katel af? Die
Die Joodse volk staan en kyk na Sinai en sê, luister hier, ons gaan nie met God praat nie. Ek sien dit in die boek, in Deuteronomium 5, check. Ons gaan nie met hom praat nie. Hierdie ding van wandel voor, nee, nie vir ons nie. God die Vader, praat jy met Moses, dan jy se vir ons vertel, en wat gebeur? Moses moet die kliptafels hanteer. Dis presies wat ons doen, want hulle sê, sê jy vir ons wat om te doen, God sal met jou praat. Ok, alright, ons gaan dit doen. En toe besluit ons om onsself om die goue kalf te bou. So nou kom ons sê, nee, Here, weet jy wat, praat jy met Dominee sê vir ons sê wat ons moet doen, en dan bou ons sommer ons eie goue kalf. Maar ons gaan hemel toe, dis al wat dit saak maak. Want dis hoe ons die mense by die Here uitgekry het. Die kom met die ou en sê vir hom, hulle gaan en broer, nee, dit gaan goed, en dinges, en so by die tweede hoofskeer, dan sê jy vir hom, luister die chomp, as jy vanaand dood gaan, waar gaan jy heen? Man, die ou skrik om en agter. Nou het jy sy oor. En God die Vader kom, en hy stel die Israelitiese verbond in, wat bestaan uit meer as 630 reëls. Hy sê, goed, julle vra dit, ek gaan dit vir julle gee. Waarom gee jy dit vir hulle? Hoor mooi, want hy wil vir die mens wys, sy eie poging kan hom nooit by God uitbring nie. Nou maar dat ek so driftig raak, maar weet jy wat, ek wil nou so, ja, hierdie lê my net na in die hart, want weet jy wat, ek moet eintlik huil, ek moet eintlik meer kompassie hê, om te dink, hoeveel mense loop daar buite rond, met 'n God wat smag na hulle, en hulle hou vas aan al die menslike reëls en insettinge. Boys, uit watter hoek kom jy tafel toe? Waar is ons? God stel die wet in, en hy stel die wet in as hierdie voog oor ons. Gaan lees die Nuwe Testament in Galasiërs. Want wat doen hy? Hy wil vir die mens wys, jy kan nie uit eie poging daar uitkom nie. Jy kan nie. Maar die wet hou ons as voog in bewaring, tot hy gaan uitkom by die plek, waar hulle besef, hulle kan nie in eie poging by hom uitkom nie. Maar hy sit dit in plek. En wat gebeur? Hulle kan nie die wet hou nie. En nou begin hy van 'n aanmaning skryf, want uit daardie verbond uit, wat die wettiese verbond is, moet hy nou een aanmaning na die volgende aanmaning skryf, en hy stuur 'n lang aanmaning deur Jesaja, en 'n bietjie langer aanmaning deur Esegiel, en so gaan ons aan, en ons kry die kort briefies hier van Hosea en Joel, Hosea en Joel, nie twee wat ek onthou, en uiteindelik eindig ons by Maleagi, en nou is God stil, hy is stil vir 400 jaar, hallo, bietjie langer as wat Suid-Afrika bestaan. Want as ons nou bestaan van 1652, toe van Jan van Riebeeck hier aangekom het. En almal se galblase omgekrap het. Hoor net mooi. En dan kom Jesus. Jy sien. So ons het 'n 400 jaar stilte. Jesus kom tafel toe. En let op. Waarom het hy met so 'n snaakse manier gekom? Want hy is die Seun van God. Word verwek in Maria se skoot deur die Heilige Gees. Hallo. Want waaroor gaan dit nou? Hy is ons prototipe. Weet jy wat is 'n prototipe? 'n Ou wat 'n produk uitgedink het. Hy beplan hom en hy sit hom in plek en hy gaan te kere en whatever, en as hy nou alles daar het, dan bou hy nou die produk as 'n prototipe, sodat die mense kan sien hoe dit gaan lyk. Nou waarom was dit so belangrik? Waarom was die hele ding van Jesus so belangrik? Want die Ou Testament en die Israelitiese verbond kan beskryf word op die basis van, weet jy wat? Jy staan daar, ek staan hier. Jy moet dit doen en dit doen en dit doen. Dan sal ek vir jou 'n God wees. Kan jy sien hoe loop ons koppe? Want ons het, wel ek weet nie nou nie, maar ons het dit elke Sondag gedoen.
Elke Sondag moes ek opstaan en ek moes gesang, wat was dit? In 50 vers 11, ek moes dit uit my kop uit leer. Miskien het dit nou verander. Maar hier kom ons. Jesus by die kern. Want God die Vader sit met sy vaderhart en hy wil dit seën. Hy wil Israel seën. Hy wil hulle toedeel aan die seëninge. Maar hulle het gevra vir 'n klomp reëls, daarom het hy dit onderworpe gemaak aan klomp voorwaardes. Nou stuur hy Jesus wat daardie wet vervul. Met ander woorde, hy gaan en hy vervul die kontrak. As mens, met God in hom. Nou skuif al daardie seëning van Abraham oor na Jesus toe soos 'n pakket. En dan wanneer jy hom aanneem in verbondskap, dan word jy deel van dit. Dis hoe dit werk. Ou verbond, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, dan sal ek vir jou 'n God wees. En dan sal, dis hoekom ons so 'n vrees lewe, want ons weet nie, ons kry dit nie reg nie. Nou skuif al die seëninge oor na Jesus toe. Jy moet hom net aanneem. Hoe word ek dit deelagtig? Deur geloof, nie deur want jy moet perform nie. Deur geloof. Wat gee my daai voorreg? Toetrede deur die verbond. Is Jesus wie hy is en wie hy sê hy is? Dink 'n bietjie. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow